Hallo almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag kyk ons na chemiese reaksies, wat dit is, hoe ons dit voorstel en hoe ons chemiese vergelykings balanseer. Teen die einde van hierdie video sal jy weet wat reaktanse en produkte is, chemiese vergelykings kan lees en eenvoudige vergelykings kan balanseer. Kom ons begin. Een chemiese reaksie gebeur wanneer chemiese stowwe verander om nuwe stowwe te vorm. Die nuwe stowwe het ander eienskappe as die oorspronklike stowwe. Dink byvoorbeeld aan koekbak. Jy begin met bestanddele soos eiers, melk, suiker en meel, maar wanneer die koek gebak word, vorm dit iets heeltemal nuut: koek. Jy kan nie sommer weer die oorspronklike bestanddele uit die koek haal nie. Dit wys dat 'n chemiese verandering plaasgevind het. Die stowwe waarmee ons begin noem ons reaktanse. Die nuwe stowwe wat gevorm word noem ons produkte. In die voorbeeld, die meel, eiers, melk en suiker is die reaktanse en die koek is die produk. Tydens 'n chemiese reaksie verander die stowwe permanent. Daarom is dit baie moeilik of selfs onmoontlik om alles weer terug te verander na die oorspronklike stowwe. Chemiese reaksies word met vergelykings voorgestel. Daar is 3 belangrike dinge om te onthou. 1. Die reaksie word altyd met 'n pyl aangedui. Die pyl beteken verander in. 2. Die pyl wys altyd na regs, van reaktanse na produkte. 3. Ons gebruik nooit 'n gelykhondteken nie. Dis omdat die stowwe verander en nie dieselfde bly nie. Hier sien ons 3 maniere om dieselfde reaksie voor te stel. Eerstens, 'n woordvergelyking. Dis waar ons die name uitskryf. Tweedens, 'n chemiese vergelyking. Die chemiese simbole of formules word uitgeskryf. En derdens, diagramme van die deeltjies self. Al 3 wys dieselfde reaksie, net op verskillende maniere. Sommige elemente kom natuurlik in pare voor. Ons noem hulle diatomiese elemente. Die beteken 2, dus bestaan hulle uit 2 identiese atome. Daar is 7 diatomiese elemente: jodium, brom, chloor, fluor, suurstof, stikstof en waterstof. Dit is baie belangrik om hierdie elemente te onthou wanneer jy chemiese vergelykings skryf. Chemiese vergelykings moet altyd gebalanseer wees. Dit beteken daar moet dieselfde aantal atome van albei kante van die vergelyking wees. Onthou, atome word nie geskep of vernietig tydens 'n chemiese reaksie nie, hulle word net herrangskik. Kom ons kyk hoe ons 'n vergelyking balanseer. Stap 1, kyk na die elemente voor die pyltjie, die reaktanse. Stap 2, kyk na die elemente na die pyltjie, die produkte. Stap 3, vergelyk hoeveel atome van elke element daar aan elke kant is. En stap 4, voeg die nodige groot getalle by om alles gelyk te maak. Hier is 3 baie belangrike reëls. Eerstens, jy mag nooit 'n reaktans of produk na die ander kant van die pyl skuif nie. Tweedens, jy mag nooit die formule verander om nuwe stowwe te maak nie. En derdens, jy verander nooit die klein nommers in die formule nie, soos die 2 in O2. Jy voeg net groot getalle voor die formule by, soos 2Fe. So, met die nuwe reëls wat jy nou geleer het in gedagte, kom ons balanseer hierdie vergelyking saam. N2 plus H2 vorm NH3. Aan die linkerkant het ons 2 stikstofatome en 2 waterstofatome. Aan die regterkant het ons 1 stikstofatoom en 3 waterstofatome. Dis nie gebalanseerd nie. So ons begin deur 'n groot 2 voor NH3 te sit. Nou het ons 2 stikstofatome aan beide kante van die pyltjie, maar 6 waterstofatome aan die regterkant. Om dit reg te maak, plaas ons 'n groot 3 voor die H2 aan die linkerkant. Nou het ons 2 stikstofatome aan beide kante en 6 waterstofatome aan beide kante. So die vergelyking is nou gebalanseerd. Dit bring ons by die einde van vandag se les oor chemiese reaksies. Onthou,
Reaktanse verander in produkte, chemiese vergelykings gebruik 'n pyl en vergelykings moet altyd gebalanseer wees. As hierdie video jou gehelp het, gee gerus 'n like, subscribe vir meer wetenskapvideo's en deel dit met 'n vriend wat ook NW doen. Sien julle in die volgende video.